Goeiemôre, ek groet u in Jesus se lieflike naam. Weet jy, ek kom vanoggend agter na my jaar toe, en ouer gewoonte, kom ek en ek sit vir die voëls in die groot bome, sit ek saad uit. En ek kom sit terug, rustig, en ek kyk na die voëls. En weer eens kom die Here in sy grootheid en hy gee vir my 'n boodskap. En hy sê vir my, Gary, deel met jou broers en susters. Selfs die wat nie glo nie, selfs die wat seer gekry het in die geloof, selfs die wat dink geld is hulle antwoord. Jy weet, hy skryf in die welbekende Matteus 6. En ek moet sê, hierdie gedeelte, veral daar vanaf vers 19 tot 33 of 34 is een van my gedeeltes in die Bybel wat ek die meeste aanhang. Want weet jy wat, ek en jy, ons moet ons nie kwel oor wat ons sal eet of wat ons sal drink nie. Ons moet ons nie kwel oor ons lewe nie. Ons moet ons nie ook kwel oor ons liggaam nie. Jy weet, ons moet dit alles in hoop op God plaas, want God weet alles, en God het alles geskape. Hy gebruik 'n voorbeeld van hierdie voëls. Jy weet, hulle kan nie opberg nie, hulle kan nie in skure by mekaar maak nie, hulle kan nie vir die dag van môre hou nie, maar tog sorg die Here God vir hulle elke dag. Ek wil vir jou vanoggend sê, hoeveel keer was jy al in 'n situasie en jy dink jy gaan nie daar kan uitkom nie. En dan bid jy die Here vir dinge, sodat die Here moet voorsien. Maar jy weet, verder in die vers, daar by die 30ste vers rond, sê hy, ons is klein gelowiges as ons bekommer oor dit. En net voor dit sê hy dit, deur om jou te bekommer oor die dag van môre, gaan nie 1 sentimeter of 1 millimeter by jou lengte voeg nie. Of, deur om jou te kwel, gaan jy nie eendag langer leef nie. Maar, hy sê, moenie julle kwel oor die klere wat julle moet aantrek en die kos wat julle moet eet nie. Want die heidene, die ongelowiges, is bekommerd oor daai goed. Jou geloof moet van so 'n aard en jou hoop moet van so 'n aard wees, dat jy weet God sal voorsien. En dalk was jy nog gister op 'n dwaalpad, en jy tot geloof gekom, en jy voel vandag dat hierdie woord praat in jou hart vanoggend. Dan wil ek vir jou sê, daar in die 33ste vers, die baie bekende vers wat almal so quoteer, maar het jy die konteks van hierdie gedeelte gekry? En die 33ste vers sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, mense. En al hierdie dinge wat jy jou sou oorkel, wat jy sou vra, sal vir julle bygevoeg word. Dan sê hy, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Weet jy wat, die Satan het of kan sy hand daarop voeg. Maar die Here sê vir jou, volhard in die gees van waarheid. En weet jy wat? Die Satan, hy moet van jou wegvlug. Ek laat hierdie woord vanoggend by jou en mag dit jou absoluut stig. Mag jy besef hoe groot God is, om selfs vir hierdie voeltjies wat ek vanoggend na kyk, te kan voed. En weet jy, as ek hier agterkom, dan sit hulle in die bome en wag. Sit ek en jy regtig en wag. En terwyl ons sit en wag, loof en prys ons hom vir sy grootheid, vir sy liefde, vir sy voorsiening, vir lewe, sodat ek en jy die skoene van bereidheid kan aantrek om die woord van die Here met almal te deel. Seëngroete, brood en water, 5 minute woordbediening, Pastoor Gary, en weet net, Jesus is baie lief vir jou. Amen.